Vanmôre wil ek ietsie met julle deel. Toe ek dit weer eens lees, toe besef ek net, jy weet die Here is so prakties en amazing. As ons die woord lees, kry ons elke keer iets nuuts daaruit. En hoeveel keer lees ek hierdie gedeelte en julle gaan onmiddellik sê, ja, ons ken dit. Maar as julle terugvat, die Here het my begin praat oor in 1 Konings 17 oor Elia, en dis nie die Baalprofete nie, dis voor die Baalprofete sessie. Dis voor dit. Maar toe ek dit is, besef ek, ons dien 'n awesome Here. Ek wil spog met die Vader wat ons dien. En julle gaan verstaan as ons hier kyk. Hier is net sekere dinge, en ons gaan bietjie saam lees, want ek dink is belangrik dat ons dit sien en hoor. In hierdie tyd van Israel was daar aanbidding van Baalprofete. Die volk het afgedwaal met Agab, ons weet van Isabel, almal ken van Agab en Jezebel. Hy het die eerste koning wat voor God, hy het sommer in die tempel, hy het altaar opgerig vir Baal en daarop geoffer, so hy het wild gegaan, Agab. En in sy tyd was hy die profeet Elia, het die Here opgewek in sy tyd om inspraak te gee. En hierdie was 'n geval voordat hulle nou vir die Baalprofete wat hy uitgedaag het om te weet wie God is. Voor dit gebeur iets en ek wil julle soontoe vat en ek wil julle vra, kan julle saam gaan asseblief na 1 Konings 17 toe. 1 Konings 17. En ek gaan net so 'n stukkie hierso lees. Ek graag eens met dit saam sien, maar voor ons lees, kom ons bid net. Ja, dankie Vader vir die woord. Dankie vir die kosbaarheid van hierdie woord. Dat hierdie woord lewend is, dat hierdie woord ons leiding gee, dat hierdie woord ons vrymaak en dat hierdie woord ons wysheid gee. En vanmôre wil ek vra Heilige Gees, U wat die een is wat die woord vir ons oopbreek, dat U sal kom en dat U net sal bedien en hierdie woord sal Here in elkeen se hart lê, soos wat U weet elkeen en ek ook nodig het. Ons sal verklaar, Here, ons is afhanklik van U. Ons wil nie en kan nie sonder U nie. En daarom vra ek, Here, as ek vanmôre bedien, dat dit sal wees vanuit die krag van God en gelei deur die Gees van die Here. Vader, dis ons gebed. Ons wil hoor wat U sê in Jesus naam. Amen. In 1 Konings, wat so amazing is, Elia is die profeet, en hy moet ook maar ligloop, want Agab maak almal dood wat vir God staan. Dit kom daarna, man. In 1 Konings 17 sê hy, en Elia die Tisbiet uit Tisbe in Gilead het vir Agab gesê, so waar as die Here, die God van Israel leef, voor wie se aangesig ek staan, daar sal geen dou of reën in hierdie jare wees nie, behalwe op my woord. In hierdie eerste stukkie wil ek sommer net sê, wat so amazing was, Elia het voor die aangesig van die Here gestaan. Ek wil ons moet kennis neem. Ek dink in hierdie tye, en jy gaan sien, jy was 'n hongersnood op pad. En ek wil dit geestelik ook maak. Wat ook al jy ervaar, wat 'n situasie of seisoen jy deurgaan, al kom daar 'n hongersnood, jy moet voor die aangesig van die Here staan. Dis wat Elia gedoen het, en dan sê hy verder, op grond van die woord van die Here, gaan dit gebeur. So ek wil sê, wat ook al in jou lewe gebeur, staan op die woord, kry jou woord van die Here, kom ons lees verder. Toe kom die woord van die Here tot hom en sê, gaan hiervandaan weg en draai jou na die ooste toe, en steek jou weg by die spruit Krit, wat oos van die Jordaan is, en jy moet uit die spruit drink, en ek het aan die kraaie bevel gegee, om jou daar te onderhou. En hy het gegaan en gehandel volgens die woord van die Here. Hy het gaan bly by die spruit Krit, wat oos van die Jordaan is. En die kraai het vir hom smorens brood en vleis gebring, en saans brood en vleis, en hy het uit die spruit gedrink. En dit wil ek eerstens by stil staan, dit het my so getref, toe dink ek, stel julle voor, en ek dink ons moet begin en dink aan, die Here gaan tekens en wonders doen, ons weet dit, want God is 'n God van sy woord, en hy gesê in die laaste dae, sal daar meer dinge gebeur, daar is nog meer wat hy ons wil openbaar. Stel jou voor, ek het daaroor gedink, as jy by 'n spruit sit, daar's droogte, maar die Here berei vir hom 'n plek voor, omdat hy God dien, en die Here se stem na dit luister, het die Here vir Elia gesê, daar's 'n spruit, en daai spruit het water, al is daar droogte verander, daar's vir jou voorsiening, daar's vir jou water,
en daar was vir jou kos. En hoe amazing, bonatuurlik, dink jou in, kraaie bring vir jou kos, is beter as 60-60. Die kraaie vlieg in, die kraaie bring vleis, en die kraaie bring brood. Ek dink daaraan, en ek is 'n prentjie mens, en ek dink, as ek is baie lief vir visvang, sê maar ek sit by die viswaters, en hier bring die Here, hier kom 'n kraai, en hy bring vir my Kentucky, of wat ook al in ons daar, en hy bring 'n broodjie, gaan ek dit glo? Dink jou in, dis God, dis die Vader wat ons dien, hy kan op die bonatuurlikste, ons daar sê ons manne kraai moet gaan, en die ou mense het geglooi, dis onheil, maar die Here het die kraai gestuur, om vir hom te onderhou, toe daar niks was nie, en is daar niks in jou lewe nie, daar's niks, is dit fantasties, want God het alles, jou Vader, hierdie wonderlike Vader, gaan vir jou voorsien, en nie net een keer nie, hy het smorens, en hy het saans, so die Here se voorsiening, is vir altyd daar, en as stiere 'n kraai wil ek vir jou sê, dit kan gebeur, en wat so amazing is, toe droog die spruit op, hier droog die spruit op, en baie keer as daar voorsiening inkom, en ons koppe baie keer, die Here gaan so en so en so voorsien, en boeps, daar droog hy spruitjie op, wat nou? Nou sit ons weer in die droogte, maar die Here het 'n plan, kom ons lees 'n bietjie verder, toe die spruit nou opgedroog het, toe kom die woord van die Here weer tot hom, en dit is vir my so amazing, as die woord van die Here na jou toe kom, beteken dit, jy moet God soek, dit beteken, jy moet ingestel wees op die Here, en dis die sleutel, verhouding, en die woord van die Here kom weer na Elia toe, en hy sê van vers 9, maak jou klaar, gaan na Sarfat, by Sidon, wat by Sidon is, ekskuus, en bly daar, kyk, daar het ek, die Here, aan 'n weduwee bevel gegee, om jou te onderhou, daarop het hom gereed gemaak, en na Sarfat gegaan, en toe hy by die ingang van die stad kom, was 'n weduwee juis besig, om daar houtjies bymekaar te maak, en hy roep aan sê, gaan haal toch vir my 'n bietjie water in die kan, dat ek kan drink. En terwyl sy loop om dit te gaan haal, roep hy na haar en sê, bring toch vir my 'n stukkie brood saam. Maar sy antwoord, so waar is die Here u God leef, ek het nie 'n broodkoek nie, net maar 'n handjie vol meel in die pot, en 'n bietjie olie in die kruik, en hier maak ek nou 'n paar houtjies bymekaar, dan gaan ek dit maak ek dit vir my en my seun klaar, dat ons dit kan eet en sterwe. En Elia sê vir haar, wees nie bevrees nie, gaan heen, doen volgens jou woord, maak maar klaar eers daarvan, vir my 'n broodkoekie, en bring dit dan uit vir my, daarna kan jy jou en jou seun iets klaar maak. En ek dink in ons tyd, as iemand na jou toe kom, jou kinders is honger, en hulle sê vir jou, maar gee vir my daai brood, en jy besef, dis die laaste, as ek dit vir jou gee, gaan ek sterf, maar jy sê vir hulle, moenie bevrees wees nie, gaan jy dit glo, dit is nogal 'n uitdaging hierdie, maar wat vir my die meeste uitgestaan het, toe die Here vir Elia sê, gaan na hierdie stad Sarfat, daar gaan 'n weduwee wees wat vir jou gaan voorsien, as jy gaan kyk dan na die weduwee, weet nie eens geweet die Here gaan haar gebruik nie, is dit nie amazing nie, wat ek hierin bedoel is, die Here gaan selfs mense opwek, wat nie weet, hy skuif hulle in plek, om te voorsien in jou situasie, al besef dit self nie, want hy is God, en God kan harte van mense aanraak en verander, maar ek wil dit omdraai, ek dink die Here gaan ons ook uitdaag, ons gaan baie keer die weduwee wees, en is jy bereid om op grond van die woord van God te doen wat hy sê, sodat iemand anders God se grootheid kan beleef, of gaan jy vashou? En die weduwee maak die broodjie, en sy sê nogal vir hom, as hy dit nou klaar maak, sê sy vir hom, ekskuus ek net kyk, dan gaan hulle sterwe, so sy maar, ten spyte van dit is sy gehoorsaam, en sy doen wat die profeet vir haar sê, en soos jy die storie ken, sy maak die broodjie en so aan, en hy sê vir haar in vers 14, want so sê die Here, die God van Israel, die meel in jou pot sal nie opraak, en die olie in die kruik sal nie minder word nie, tot op die dag dat die Here reën op die aarde sal gee. En sy het gegaan en gehandel volgens die woord van Elia, en sy het geëet, sy en haar gesin dae lank. Die meel in die pot het nie opgeraak, en die olie in die kruik nie minder geword nie,
volgens die woord van die Here, wat hy deur die diens van Elia gespreek het. En ek dink, dis vir ons ook vandag, al is jou pot leeg, al is daar nie olie nie, as jy op grond van wat die Here, die woord wat die Here vir jou gegee het, vashou en staan daarop, sê die Here, jou olie gaan nie opraak nie, en jou brood sal nie opraak nie. Want hy is jou bron en voorsiener, hy is die brood uit die hemel, wat vir jou sal voorsien in al jou behoeftes, maar die sleutel was, sy was gehoorsaam, en sy het gegaan. En as die Here jou vandag uitdaag, in 'n situasie, en hy gee vir jou woord om op te staan, dan moet jy vashou, totdat en gaan. Dis die uitdaging hierso. En wat verder gebeur, en dit is vir my so, na hierdie wonderwerk, nadat die Here voorsien het deur die profeet, sy woord wat hy vir haar gebring het, en die Here het vir haar voorsien, hier gaan haar seun dood. Dan dink mense, jene, is daarom maar hierdie wonderwerk gebeur, en net na die voorsiening en alles, sy het oop brood in die oontjies, sy gaan nooit 'n behoefte daaraan wees nie, daar's olie in die kan, en sy leef in die oorwinning, sy leef in die sterfasseun. En nou kom sy na die profeet en sê, maar kyk nou, kyk wat het jy my aangedoen, nou is my seun dood. En baie kere gaan ons deur situasies, fisies en alles, en geestelik, en ek wil sê, jy kry jou uitdagings, ons kry net die oorwinning, en net daarna, dan slaan iets jou van die kant af. En dan is die vraag, na wie luister jy? Na wat luister jy? En sy sê dit vir Elia, en Elia sê vir haar, kom ons lees net vers 29, ek wil dit graag lees. Vers 18 eers, ekskuus tog. Toe sê sy vir Elia, wat het ek met u te doen, man van God? Nou baie keer sal mense vir jou ook sê, ja, jy sê jy dien die Here, maar kyk nou, né? Man of vrou van God. U het na my gekom om ongeregtigheid in gedagtenis te bring en my seun dood te maak. En dan gaan hy verder, vers 20, hy sê, gee jou seun vir my, en hy sê in vers 20, en hy het die Here aangeroep en gesê, Here my God, het u selfs oor die weduwee by wie ek as vreemdeling vertoef, 'n onheil gebring deur haar seun te laat sterwe. Daarop het hy hom 3 maal uitgestrek oor die kind, en die Here aangeroep en gesê, Here my God, laat die siel van hierdie kind tog in hom terugkeer. En die Here het Elia verhoor, en die siel van die kind het in hom teruggekeer, sodat hy weer lewendig geword het. En hoor haar reaksie. Hier gebeur iets, maar God gebruik dit om homself aan haar te openbaar. Dit wat ons gedink het bring dood, gebruik die Here dat sy nou nie meer sy man van God nie, maar sy glo wat die man van God sê. Hier in vers 24 sê hy. En die vrou sê vir Elia, nou weet ek. Nou weet sy dit. Sy wonder nie meer nie, nou weet sy dat u 'n man van God is en dat die woord van die Here in die mond waarheid is. Dit was vir my so mooi. Dit is my so mooi. As jy die woord van God in jou hart bewaar, as jy toelaat dat God jou gebruik, kan die Here selfs in 'n situasie jou gebruik om vir iemand anders te bewys dat God God is, want dit gaan oor hom. Dat sy woord waarheid is. En ek wil julle bemoedig om te sê, as die Here vir jou woord gegee het, moet dit nie minag nie, want die woord van God is ja en amen. Die Here gee belofte, en as jy in gehoorsaamheid optree, gaan jy sien God is 'n beloner, en hy is 'n beloner van die wat hom soek. Maar die Here eer gehoorsaamheid. En ek wil net vir julle ken hierdie skrif, maar ek wil dit graag lees vanmôre. In 1 Samuel 15 vers 22, die eerste gedeelte, sê dit, daarop sê Samuel, het die Here behaag brandoffer en slagoffer, soos aan gehoorsaamheid aan die stem van die Here. En toe ek hierdie lees, toe besef ek net, al hierdie wat gebeur het, vereis gehoorsaamheid en afhanklikheid van die Here. En ek dink in hierdie tye wat ons leef, wil die Here ons uitdaag. Dit vir wat jy gaan buig, dit wat jy gaan aanbid, baie keer is ietsie gebeur nie, wat ek wil sê, dan laat ons vrees toe in ons lewens, en ek praat met myself. As ek het praat, weet ek dit, want ek het ook al beleef, en ek is nog nie volmaak daarin nie. Dan vrees ons, sê ons, Here, hoe gaan ons hierdie doen, hoe gaan ons daar, en die vrees wat kom, eintlik dink jy so baie oor, dat dit word jou denke, soos wat Willie gesê het, dit word eintlik soort van half, jy aanbid daai situasie, want jou gedagtes is die hele tyd daarby. En dan is daar skrif in Psalm 115, wat sê vers 2, ek gaan dit sommer vir julle lees. Waarom sou die heidene sê, waar is dan hulle God, terwyl onze God tog in die hemel is? Hy doen alles wat hom behaag. So God kan alles doen.
wat hom behaag. As hy 'n kraai wil stuur, stuur hy 'n kraai. Die manier wat hy met jou wil voorsien, God kan dit doen. Al sê mense, God kan enigiets doen, hy's God en wat hom behaag sal hy doen. Maar vers 8, die wat hulle maak, sal net soos hulle word, elkeen wat op hulle vertrou. En hierdie verwys, ek wil hierdie konteks gee, wat die Here sê, mense vertrou nie meer op my nie. Mense maak vir hulle gesneede beelde. Hulle maak beelde wat oë het wat nie kan sien nie, ore wat nie kan hoor nie. Hulle vertrou en buig hulle neer, en as hulle aanbid, gaan ons soos hulle word. En ek wil sê in ons lewens, dit wat ons kies, vrees toe te laat, en deur dit maak ons 'n deur oop. Kyk wat aanbid ons, of gaan ons, as ons in 'n situasie is voor God, soos Elia gemaak het, hy het die aangesig van die Here gesoek. Dit, by wie jy was, gaan ek kan sien in jou lewe, en in my lewe ook, julle gaan dit ook kan sien. Want die een wat jy aanbid, jy word soos hy. Dit wat jy aanbid, gaan jy word. Die mense kan sien, as jy byvoorbeeld, en ek gebruik dit nou as ekstreme, 'n man, ek sê teen sport nie, maar as jy net sport mal is, gaan dit jou hele lewe beheer. Of amper sê, dit gaan bo die Here kom baie keer. Want jy is so betrokke en dis jou alles. Maar die Here wil jou alles wees. So dit wat jy aanbid, gaan jy word. Wat aanbid jy? En die Here soek ons vertroue. En wat die Here net vir my uitgedaag het, en dis waarby ek wil uitkom. Wat vertrou jy vandag? Wie vertrou jy? Hy wil wonderbaarlik vir jou voorsien. Maar as jy hom nie aanbid en by hom bly nie, kan hy nie sy voorsiening aan jou losmaak nie. En kom ons kyk na Jeremia, ek wil vir julle 'n skrif gee daarvoor. Dis God se hart, jy het 'n wonderlike Vader wat jou wil seën. Hier's God se hart. Onthou hy het vir Elia water gegee en brood. Ons het dit nou gesien uit hierdie stukkie uit. En nou wil ek net vir julle vat na Jeremia 17 vers 7. Ek wil graag hê as julle kan, kom ons blaai saam soontoe. Jeremia 17 vers 7. Dit sê, hierdie stukkie gaan ook, en wat interessant is in Jeremia se tyd, hy het lank na Elia gelewe. In Elia se tyd was die Baal profete en die Baal afgode, het die Israeliese volk aanbid. Hier in Jeremia se tyd gebeur dit weer. Julle sal ook, as julle die woordstuk gaan lees, gaan julle sien, hier aanbid hulle ook weer besig met die Baal afgode en so aan. En die Here sê vir hulle, vers 5, dat ek vers 5 in konteks bring. Kom ons lees van vers 5. Nadat hulle al die dinge doen, sê die Here, die volk het weggedraai van my en so aan. En toe sê die Here, so sê die Here, vervloek is die man wat op die mens vertrou, en wie vlees sy arm maak, terwyl sy hart van die Here afwyk. En hy sal wees soos 'n kaal bos in die wildernis, en hy sal nie sien as die goeie kom nie, dit gaan kom, maar dorp plekke in die woestyn bewoon. 'n Brakkerig en onbewoonde land. Dit klink soos Elia se hongersnood, nie? En op wat vertrou jy dan? En hier sê hy in vers 7, geseënd is die man wat op die Here vertrou, en wie se vertroue die Here is, want hy sal wees soos 'n boom wat geplant is, wat by water geplant is, en sy wortels uitskiet by die stroom, en nie vrees as daar hitte kom nie, maar sy blad bly groen, en in 'n jaar van droogte is hy nie besorg nie, en hou hy nie op om vrugte te dra nie. Is dit nie amazing nie? Hier bemoedig die Here ons sê, maar as jou hart by die Here is, al kom daar droogte, al kom daar wat ook al, jy sal vrug dra, want jou wortel is in hom geanker. En ek wil julle bemoedig vandag om te sê, watter situasie ook al is, waar jy is, weet net, as jy die aangesig van die Here soek, hy is jou bron, hy sal brood gee, hy sal water gee, en miskien op maniere wat jy nie eens van dink nie, maar kom ons wees oop daarvoor, kom ons raak opgewonde, die Here gaan begin om wonders en tekens te doen, hier onder ons, en op maniere, en ek weet die Here ons gaan nie staan en kom getuig van die grootheid en die andersheids van God, want Psalm 115 sê ook, die Here is God, hy doen soos wat hy wil. Kom ons raak opgewonde oor hierdie God, en dan gaan hy net verder aan, ek wil net vir julle dit wys, vers 9 en 10, bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit, wie ken dit? Ek, die Here, deursoek die hart, toets die niere, om aan elkeen te gee na sy weë
volgens die vrug van die handelinge. En hier die Here my net uitgedaag om te sê, wat gaan in my hart aan? Wat vertrou ek? As ek deur dinge gaan, vertrou ek die Here of vertrou ek op die vlees? En is baie kere so, as iets gebeur, jy skrik jou so in 'n ander rigting, onmiddellik dink jy, wat gaan ek doen? Die vlees kop in, wat gaan ek doen? Hoe gaan ek hierdie hanteer? Hoe gaan ek dit uitsorteer? Maar om te besef, as dit gebeur, kom ek raak rustig, en ek praat met myself, en kom voor die aangesig van die Here, soos Elia, sê Here, wat sê u woord? Gee my 'n woord, in hierdie droogte, in hierdie situasie, wat ek dor voel, waar daar niks is nie, gee vir my 'n woord. Wat sê u oor hierdie situasie? Want die Here het die laaste sê om dit so te stel. Sê Here, gee vir my water, my siel is dors, versterk my, gee vir my brood, kom versterk my in hierdie situasie. En die Here sê dan, hy kyk na ons harte, en daai woord wat wys vertrou, as ons hart op God vertrou, en in Hebreëus het ek dit gaan nakyk, julle ken dit, ek noem dit net vir julle, daai woordjie is trust, is to have confidence, or to be secured, en die Grieks beteken dit maar net to trust, and it is reliable, it's reliable, en in hierdie dag glo ek die Here wil ons met hom weer vertrou, ons harte moet op hom gerig wees, want hy is die God wat voorsien, en wat jy ook al deurgaan, God kan jy vertrou, die Here wil jy moet weet, jy kan hom vertrou, hy is betroubaar, wat ook al die ding is, God kan, en hy kan dit op maniere doen, wat jou gaan verras, miskien kry jy 'n kraai, wie weet, miskien kom doen 'n kraai vir jou iets, maar enige manier, en ek wil hê ons moet ons denke, en ek ook, moet ons vernuwe en te sê, Here, ek is oop vir hoe jy ook al wil werk in my lewe, ek gaan nie vir u sê hoe nie, wat ook al nie, hoe u wil werk soos wat u wil werk, en wees soos Elia, wat sê, Here, ek gaan staan op die woord, en as u my stuur, al berei iemand voor, en ek weet het, eers nie gaan ek in gehoorsaamheid na die stad, want u het gesê, daar gaan voorsiening wees deur die weduwee, dan gaan ek soontoe, en ek doen dit, al sing ek dit nie, en as ek daar kom, en die vrou is daar, en sy sê van my, ek het nie vir jou nie, en ek sê van wat u vir my sê, dan gaan sy doen, want u het in haar hart reeds gewerk, en ek wil hê julle moet hoor, God berei dinge voor vir ons, die Here sê, hy het vir ons goeie planne voorberei, dat ons daarin sal wandel, so daar's planne vir ons vorentoe, wat die Here wil hê ons moet in wandel, en hy los ons nie alleen nie, ons kan nie deur die Heilige Gees van die Here enige iets doen nie, maar as die Gees van God jou lei, sê hy, as jy dit toelaat, geseënd is jy, en dit sal met jou goed gaan as jy op hom vertrou, want jy gaan wees soos 'n boom wat geplant is, by waterstrome, wat jou wortels diep ingeskiet is, en hy sê, ag kom die droogte, gaan jou blad groen bly, en ek wil julle eintlik met hierdie woord bemoedig om te sê, God is God, geen omstandighede, ontvang die Here omkant nie, die Here sê nie, wat gaan ek nou doen, hier's 'n droogte, nee, hy voorsien vir Elia in die droogte, almal droogte beleef, maar hy, omdat hy die aangesig van die Here gesoek het voorsiening en het water en brood gehad. En ons weet daarna selfs het die Here hom gebruik, die Baal-profete, het openbaar aan hulle dat God is, en hulle is doodgemaak, so dis die verdere ding, maar, wat ek eintlik wil sê, soos die Engelse mooi woord het, the moral of the story is, kom ons vertrou God, kom ons harte, bly gerig op hom, Here ken jou hart, ek meen, as ek ook vir die Here kom, die Here weet wat so my hart, ek kan nie vir die Here ook, om te sê, Here, u sien my hart, u weet ek is bang, maar ek kies om u te vertrou, u weet ek weet nie om te maak nie, ek het dalk bietjie vreeslike plannetjies gemaak, maar ek bely dit vir u, ek gee dit vir u, maar gee my u plan, gee my u oplossing, want u weet en ken alles, kom ons kom terug op die plek, waar God kan wees en werk soos hy wil, in al ons omstandighede, hy is so getrou, en ek dink die Here, die goeie Vader wat ons dien, gaan ons begin verras. Rarig, op maniere wat die Here goed gaan doen. Dat die mense om ons kan sien, dis so droogte. Maar julle het water, waar kry julle die water? Dis hoe God homself openbaar, dat mense sal weet, God is God. Hy is nie 'n mens wat hy lieg nie. God is God, en mag hy altyd die eer en die lof in en deur ons lewens ontvang. Kom ons bid net saam. Ja, dankie Vader, dat ons kan roem in U.
U is wonderlik, U is wonderbaar. Hoe groot en wonderlik is U gedagtes vir ons, Here. Dis te diep om alles te kan besef en te verstaan, maar dankie, Here, dat U self getrou bewys aan ons. Dat U self bewys, Here, as die God van naby. U los ons nie. As ons deur die rivier gaan, sê is U met ons. As ons Here, selfs deur die vuur stap, is U met ons. U los ons nie. En dankie daarvoor, Here, dat ons U kan vertrou met alles. U sê, vertrou my, plaas jou vertrou in my, en vertrou my met alles in jou lewe, sê U in Spreuke, Here. En ons kies vanmôre om met ons alles U te vertrou. Nie net sommige nie, ons alles. En ons vra Heilige Gees dat U ons sal wys, as daar areas en plekke in ons lewens is, Here, wat ons nie U vertrou nie. Wil U dit vir ons bekend maak? En wil U ons help, Here, dat ons, Here, U onverskrokke sal vertrou en gehoorsaam sal wees, omdat U ons God is, ten spyte van dit wat om ons aan die gang is, Here. Vader, ek wil vir elke boetie en sussie, wat deur ietsie gaan, en vir myself, wat deur ietsie gaan, wil ek bid vanmôre, dat U deur die Gees sal kom, en elkeen sal bedien, Here. U weet wat elkeen nodig het. Het hulle water nodig, het hulle brood nodig, het hulle bemoediging nodig. Wil U vanmôre by elkeen stil staan en hulle bedien op die besonderse wyse wat U elkeen ken. Dankie dat ons weet, Here, dat U sê, Here, U kyk na ons en U is lief vir ons. En ek prys U daarvoor, Here. U het alles vir ons gegee in Jesus Christus. En ons dankie daarvoor, Here. Help ons, Vader, om in gehoorsaamheid en afhanklikheid en in nederigheid saam met U te wandel. Want dis ons begeerte en gebed. En ons vra dit in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen.